Wat 'n voorreg om die naam van die Here te kan aanbid. Is dit nie so nie? Amen. Al my goodies neersit en afsit. As 'n goeie môre aan elkeen. Baie welkom by ons eerste diens vir 2026. Kan mens dit glo? Ons staan in die begin van 'n nuwe jaar, maar nie net 'n nuwe kalenderblad wat begin nie net 'n nuwe jaar wat ons bysit 2026 nie, maar ook in 'n seisoen van vernuwing. En ek voel regtig in my gees dat ons staan op 'n vooraan van iets nuuts. Soos julle weet, is ons tans besig met die opgradering van ons aanbiddingsarea daar agter. Nou, daar is nog baie wat gedoen moet word, maar ons kom ergens heen in die kinderkerklokale. Nou wat die fisies gebeur, mense, weerspieël iets diepers wat God geestelik, wat die Here geestelik vir ons in hierdie jaar wil doen. Dis nie net die mooi maak van gebou nie. Om 'n mooi gebou te hê beteken niks. Nee, ons is besig om voor te berei vir 'n aanbiddingsarea vir 'n volgende generasie. Ons, nie net jonger mense nie, maar ons ingesluit. God is besig om iets te doen en soos ek sê, die opgraderings is net verbeterings aan die gebou nie, maar 'n geloofsverklaring van 'n ruimte wat ons skep vir aanbidding. Ek wil julle moet dit hoor, dit gaan nie oor hoe mooi ons die kerk kan maak nie. Dit gaan oor, kom ons skep 'n ruimte, 'n geestelike ruimte vir aanbidding, vir ons en 'n volgende geslag, om te sien wat God vir ons gaan doen in ons gemeente en ons persoonlike lewens. Mag hierdie jaar vir ons as gemeente 'n nuwe begin wees. Mag ons 'n nuwe verwagting hê, 'n nuwe gehoorsaamheid hê, 'n nuwe toewyding hê teenoor die werk van die Here, teenoor God se roeping. Kom ons vertrou hom ook vir die jaar wat voor ons lê, vir die onbekende paaie. Sê Here, ons gaan nêrens as U nie lei nie. Amen. Amen. Baie welkom weer eens, en as ek nog nie vir jou gesê het, die voorspoedige nuwe jaar, sê ek dit vanmôre vir jou. Mag die Here se guns oor jou seën, oor jou wees, en mag die Here jou werklik waar by die hand neem en jou lei. Amen. Ek gaan net gou vinnig die aankondigings doen. Dan gaan ons bid en dan gaan ons lekker saam sing en die naam van die Here groot maak. En ja, soos julle gesien het, is dit het ons hierdie jaar wat kom, of hierdie maand wat kom, is daar 'n paar groot dinge wat gebeur. Ons het die 22ste Januarie, die donderdag aand, het ons die voorreg gekry om vir Donnie Swaggart by ons te hê. Nou, wie van julle weet wie is Donnie Swaggart? Die jonger mense weet nie. Nou, ja, ek het gewonder. Nou, Jimmy Swaggart se seun, Donnie Swaggart, hy is al 'n ou man. Kyk, Jimmy Swaggart was 'n ou man toe ek tot bekering gekom het. Toe was hy 'n ou man gewees. So, en dit was 30 jaar terug. So sy seun Donnie Swaggart is in Suid-Afrika en hulle gaan ons gemeente gebruik vir 'n pastoors konferensie en toe sê ek sommer okay, dis goed op een voorwaarde. Hy moet die donderdag aand by ons kom kuier. Of wat se aand kan hy by ons kom kuier, toe sê hulle die donderdag aand. So ek wil jou uitnooi, nooi iemand saam, bring iemand. Dis nou nie 'n heilige persoon, dis nou nie liewe Jesus self nie. Dis net 'n mens. Maar doen die moeite en kom luister en nooi iemand saam. So dis die 22ste Januarie, die 28ste Januarie begin die Gloria weer. So die Gloria mensies, neem in ag, as gevolg van die 22ste, die donderdag die 22ste, gaan ons nie die woensdag die 21ste begin nie, maar wel die volgende week. So hou dit in gedagte. Die jeug heropen ook dan weer die 30ste Januarie, en aan die kinderkerk, het ek vergeet om te noem, heropen die 18de Januarie. So dan gaan ons weer alles aan die gang kry, en ons is baie opgewonde oor die tweede lokaal wat klaar is. Op hierdie stadium is dit 'n werksplek. So as jy wil gaan kyk, gaan dit baie die mekaar lyk. My kan gaan kyk, jy's welkom. Maar ons is baie dankbaar dat ons al so ver is. Dan het ons iets wat ek julle wil vra. Ek het bietjie hulp nodig. En dit is, ons moet al daardie banke aan mekaar sit en terugsit op hulle plekke. Daar is nog sitplekke wat oorgetrek moet word, daar is nog hout wat afgeskuur moet word, daar is nog staalrame wat gespuitverf moet word. So as jy in hierdie week tyd het, sal ons dit waardeer, maar ek wil vra dat as u kan, ons gaan 'n werksnaweek uitroep hierdie naweek. As jy kan, Vrydag, ons sal so vanaf 4:00 wees, ek weet van julle werk nog tot later, maar ons gaan Vrydag aand hier werk en dan Saterdag van 8:00 af gaan ons werk. So as jy dalk die naweek kan help, al is dit net 'n skroefie vasdraai, of al is dit om 'n koppie koffie aan te dra vir die wat werk, sal ons dit so waardeer. Ons het nie baie tyd oor nie, ons het bietjie minder as
3 weke oor, as ons alles gereed wil hê vir die 22ste. Dis doenbaar, dis moontlik, maar ons het hulp nodig. Almal kyk my so met sulke groot oë aan. Toe maar, ek het ook so gevoel in die begin van toe ons hy verhoog begin breek, en ek sien hoe sterk hy verhoog is, en hulle het versterkings, en as mes tussenin, toe maak my oë ook so. Toe sê ek ook, Here, hoe gaan ek hierdie ding afgebreek kry? Maar ja, dis gedoen. So ja, dis in kort gou vinnig die aankondigingkies. Het ons verjaarsdag hierdie week, mense sê, vir hierdie week. Sy het alweer bederf, sy het alweer nuwe goed gebring vir die verjaarsdag, en alfabeties sê baie dankie, sy gaan vir ons die verjaarsdag doen. Baie dankie, pastor. Dit is 'n groot voorreg om verjaarsdagpresentjies te koop. Dit is net lekker om mense se gesigte te sien en sien hoe opgewonde raak hulle oor 'n klein presentjie. En dit is alles die moeite werd en dis te dank aan die Here. Ons het 'n hele paar verjaarsdag, maar ek weet nie of almal hier is nie. Ek gaan almal se name noem, en as ek jou naam nie noem nie, kom asseblief vorentoe as jy verjaar hierdie week. George Skeepers, Nanny Schools, Anton Keiser, Ronnie Fink, Fritz Struwel, Lenka Anzel, Gabriella Jacobs, Ter Shappeltney en Leanne Beer. Nee man, is daar nog iets? Hier's die enetjie. Ons wil vir jou sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou seën en sommer nog baie jare vir ons spaar. Kom sluit net die oë. Hemelse Vader, ons gee aan U al die lof en eer en dankbaarheid. Dankie Here vir elke persoon wat hierdie week verjaar en dat U seën oor elkeen van hulle sal rus hierdie week en ook hierdie jaar. En Here, ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Amen. Het ons enige iemand gemis met 'n verjaarsdag? Nee, Nico, jy kan my hand laat sak. Ja, goed. Dan gaan ons staan, ons gaan lekker saam sing. Het jy gekom in die naam van die Here groot te maak? Amen. Ons is nog gelukkig net hierdie klein skermpie hiervoor, so jy moet maar geduldig wees. Ons sal binnekort sal ons terug wees in die kerk, en ons beoog om in die volgende oor 2 sonnae terug te wees in die kerk, en dan sal dit nou baie beter gaan, en dan groot skerms en al die ander dinge wat daarmee saamgaan. So vir dan, tot dan, kom ons maak die naam van die Here groot. Ons eerste koortjie sê dat Here, U is groot en U is goed. Wil jy nie saam met my staan? En dan maak die naam van die Here groot nie. Halleluja. Ons gaan ook offerandes en tiendes opneem dan teenoor die werk van die Here. So ja, sit jou hande by mekaar en klap ons lekker hande saam. En ons maak die naam van die Here groot. Geef my net 'n sekonde, net die afsit wat ek moet. Daar sy, prys die Here.
Nou kan ek nie saam met David sing en sê, wie sal my gitaar se snaar afbreek nie, want hy het gebreek. Alright, so 'n volgende liedjie sê, loof die Heer, hy is goed, en nou gaan ons hulle op die spot sit. Ek wil die Here loof. Here, wanneer ons al die mooi goeders wegvat en die blinkgoedjies van hierdie lewe wegvat en alles wat vir ons mooi en lekker maak en die ligte van kerke wegvat en al die rook en al die goeders wat daarmee saamgaan, Here, gaan dit oor een ding. Dit gaan oor om U te aanbid. Here, as U nie vanmôre aanbid word nie, Here, dan is dit sinnelose oefening. En ons wil U vanmôre loof en U prys. Die Here loof met my hele hart. Wil nie vanmôre 'n bietjie hart neig na die Here nie. Nie vanmôre net so as jy gemaklik is om jou hande ophef en sê, Here, ek wil U loof met my hande in die lug. Ek wil U loof, Here, met alles wat ek het, wil ek U loof. Ek wil U prys, ek wil vir U sê dankie, Here. Dankie, Here, vir U goedheid en vir U guns. Ek wil U heilige naam eer. Ek wil alles wat in my is, wil ek U naam groot maak. Laat alles U naam eer. Laat alles wat asem het U naam aanbid. En ons het vanmôre is ons gelukkig bevoorreg om asem in my longe te hê. Al is dit 'n ou seer. Al is my liggaam seer, al is my liggaam nie lekker as ek siek, wil ek nog steeds vanmôre, Here, my hande ophef en U naam aanbid. Halleluja. Loof met my hele hart.
Ons vanmôre stil word voor U. Kom kerk, daar wie is, kom ons aanbid vir die oomblik. Kom ons wees bietjie spontaan. Kom ons wees, neem die vrymoedigheid. Kom ons laat ons tyd maar net vanmôre vir U. Vergeet van die langs jou voor jou en ons kom op 'n plek waar ons 'n jaar begin en ek wil my stem verhef vanmôre, want ek dien 'n lewende God. Here, ek is nie skaam daaroor nie. Here, ek is nie vasgevang in selfbeheptheid en gaan oor my nie. Nee, Here, ek wil vanmôre U naam aanbid. U naam loof en prys. Here, ons wil vanmôre net ons harte na U neig. It's all about you.
bid U, o Here. Here, wanneer ek in die heiligheid inkyk, wanneer ek in die heerlikheid inkyk, Here. Ag Here, dan sien ons U glorie, U almag. Vanmôre, Here, verlang ons na daardie aanraking, verlang ons na daardie glorie en daardie heerlikheid. Dankie dat ons vanmôre in die teenwoordigheid in beweeg het, Here, dat ons vanmôre dit weer kon ervaar en kon sien. Kom dan vanmôre, Here, en raak dan vanmôre aan. Raak U vanmôre aan, Here. In Jesus naam. In Jesus naam. The reason I live is to worship You. Word verheerlik vanmôre in hierdie diens, in ons lewens, Here. Dis ons gebed vanmôre. In Jesus se kosbare naam. Nou ons is saam met my. Amen. Amen. Baie dankie, Here. Dis lekker om weer almal terug te hê na die nuwe jaar. Dis lekker om almal weer agter instrumente te hê. En nou ja, my snaartjie het besluit, hy is nou klaar. Dankie julle musikante, ons waardeer julle, hoor. Goed, vanmôre wil ek met u gesels oor die boodskap. Daar fluit iets, laat ek sit net vir my al die ander mics af asseblief. Mute net vir my al die ander. Dan sal ons heel waarskynlik regkom. Daar sy. Die tema vanmôre van my boodskap is, so in die begin van 'n nuwe jaar in 2026, God eerste. Kom ons plaas die Here eerste in hierdie jaar. Hoe sal ons die jaar begin en wat is die regte manier? Het iemand vir my die resep? Het iemand vir my dalk 'n manier want ek weet nie vir jou nie, maar ek het al 'n paar nuwe jaars in my lewe deurgemaak. 51 om presies te wees. En as ek so terugkyk in my lewe, dan dink ek, Here, hoe het ek die jaar voor dit begin en die jaar voor dit begin en want dinge het nie altyd geloop soos dit moes nie, is ek reg? Het jy dalk al planne opgetrek, soos ek oujaars aand gesê het jy al dalk al planne opgetrek vir 2026? Ja, glo ons almal het al. My vraag aan jou is vanmôre, is God deel van daai planne? Is die Here deel van jou plan? Of gaan jy maar net aan soos normaal en sê, ag, kom ons kyk maar wat gebeur hierdie jaar. Kom ons kyk maar wat gebeur. Ekskuus, voor ek aangaan, kan almal my daar agter hoor. Ek wil nou nie op jou skree as dit nie nodig is nie. Of het jy al 'n riglyn, het jy al 'n plan vir die jaar, of sê jy, weet jy wat, pastoor, ek vat hom soos hy kom, eendag op 'n slag. Ek gaan nie worry nie, ek gaan nie beplan nie, ek vat hom net maar getrof, skiet hom so uit die heup uit en ek hoop ek skiet raak. Kom ons dink bietjie daaroor. Ek wil amper sê dat nie een van die twee sal jou eers of na eers lei nie. Want Matteus 6:33, en ek gaan baie by hierdie teksvers stil staan vanmôre, Matteus 6:33, julle ken hom al seker baie goed ook teen die tyd, dis 'n bekende teks vir sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vers 34 sê, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Die boodskap Bybel sê dit baie mooi, hy sê, stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. En ewe skielik lyk my dagboek nou anderste. Ewe skielik word ek nou, voel ek half skuldig, as hy sê, doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg, hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee. En los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oorgenoeg. Leef vandag voluit vir God. Dis wat die boodskap Bybel sê. Hy sê dit mooi, né? Stel God se koninkryk eerste. Hierdie teksvers bied ons 'n duidelike riglyn vir die jaar. Hoe kan ek hierdie jaar aanpak? Wanneer ek God eerste stel, sy saak en sy belange eerste dra, weet ek dinge sal regloop. Hoef ek nie bekommerd te wees nie. So eintlik die sleutelgedagte van hierdie teksvers sê, wanneer God eerste is, hoef ek my nie te kwel nie. Maar wanneer God nie eerste in my lewe is nie, het jy rede om te bekommer. So hoe lyk jou jaar? Ons is vandag in die 4de dag van die jaar. Was God deel al in hierdie
4 jaar, in die beplanning vir die jaar, in dit wat jy wil bereik, jou drome, as God eerste was in dit alles, hoef ek my nie te kwel nie. Maar, wanneer ek in hierdie 4de al deurgehardloop het, en ek is weer maandag terug op pad werk toe, wie werk maandag? Halleluja. Wil ek met julle baas praat? Kan ek vir hulle sieknotas gee? Gaan nie help nie, hoor, so tussen die boom en die baas. Maar ja, wanneer ek die Here eerste stel, is na die 4de dag van die jaar, ek begin maandag weer te werk, hoef ek my nie te kwel nie, want ek het die Here eerste geplaas, man. Hy sal vir alles sorg. Hy sê vir ons in hierdie teksvers, kwel julle dus nie oor môre nie. Vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge gaan vir julle bygevoeg word. Moet julle nie kwel oor môre nie. In hierdie gedeelte Matteus 6 kom Jesus, hy's aan die woord en hy sê 3 keer vir hulle, moet jou nie kwel nie. Die eerste keer in vers 25 sê vir hulle, moet julle nie kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie. Met ander woorde, hy sal voorsien. Moenie bekommerd wees oor 'n voorsiening nie. Hy sal voorsien. Ek sê nou nie moet roekeloos leef nie. Moet nou nie dam oor die eend uitdruk en al jou geld gaan blaas op iets en môre, okay, Here, nou moet u sorg nie. Jy weet mos wat ek bedoel. Moet jou nie bekommerd oor die dag van môre wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Hy sê vers 26, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in skure nie, tog voed julle hemelse Vader hulle en julle is baie meer werd as hulle. So Jesus kom en hy sê die eerste keer vir hulle, ek sal vir jou voorsien. Soos wat die voëls van die hemel elke dag opstaan, God sorg vir die voëls, hoeveel te meer sal hy vir sy kinders sorg. Is dit nie so nie? Die tweede keer wat Jesus dit vir hulle sê, praat in vers 28 gesê, wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo hulle in sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. Die lelies blom sonder inspanning, sonder angstigheid, sonder om te bekommer, gaan ek die regte kleur afgee, gaan ek die regte hoogte groei, nee, hulle groei net, man. Hoekom? Want die Here rig hulle pad vir hulle. Die Here het daai DNA's in hulle ingeplant. God het vir hulle gesê, moenie bekommerd wees, jy blom net. Blom net. As jy daar in September maand daar in die Namakwa-land is, ek weet nie of jy al daar was nie, en loop tussen al daai blomme, loop ek nie en ek hoor hoe al daai blommetjies bekommerd, gaan ons water kry, gaan ons kos kry, gaan daar genoeg son? Nee, hulle blom. Het jy gesien voeltjies staan in die môre op en hulle sit daar op die muur, depressief. Volgende kossies kry vandag. Nee man, die voëls maak jou wakker in die môre. Hulle begin al die Here loof en prys, want hulle weet, vandag gaan die Here voorsien, dis in hom ingewerk is, in sy DNA in. Die derde keer wat Jesus vir hulle sê, vers 31 sê vir hulle, daarom moet julle nie julle kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle Vader, hemelse Vader want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Hy praat van die toekoms, hy weet wat jy môre nodig het. So die Here kom en hy sê 3 keer vir hulle, moet jou nie bekommer, moet jou nie kwel oor die voorsiening nie, moet jou nie bekommerd en kwel oor jou voorkoms en jou sekuriteit, wat gaan ek vandag, gaan ek genoeg hê van môre, en hy sê, moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. Maar hy begin hierdie gedeelte deur te sê, soek eers die koninkryk van God. Soek eers. As ek hom soek, dan sal die res regloop. Jesus kom eintlik en hy sê vir hulle, gee dit vir my. Gee al jou kommer vir my, gee al jou spanning vir my, gee al jou las vir my, ek sal dit op my manier hanteer. Al wat jy hoef te doen is, soek my koninkryk. Soek my koninkryk. Jesus gee nie net die verbod nie, hy sê nie net vir hulle, moet julle nie kwel nie, hy sê nie vir hulle, soek eers die koninkryk en al hierdie dinge nie, hy gee hulle ook die sleutel. Die antwoord, wat hy die verbod gee, moet jy nie kwel nie, gee ook die antwoord. Hy sê, soek eers die koninkryk, en dis die sleutel, kerk, dis die antwoord. Soek die koninkryk. As jy 'n antwoord soek vir jou probleem, as jy in 'n situasie vasgevang is, wat moet ek doen? In 'n hoekie gesit en bekommerd wees? Nee, soek die koninkryk. Sien, ons doen dit eintlik bietjie anders dan, né? Is ek reg? Kom ons wees eerlik, wanneer dinge nie lekker is nie, dan gesoek ek 'n oplossing.
En eintlik wat ons moet doen is teruggaan na God toe en soek hom. So punt nommer 1 is dat moet jou nie kwel nie. As ek in 2026 suksesvol maak, moet jou nie kwel nie. Ek sê nie moet roekeloos leef nie, maar hoeveel van ons is angstig en depressief en hoeveel keer het ek al gesê, moet ek net ietsiekie drink om net te kan survive. Kom, jy's eerlik met mekaar. En nie kom die woord van die Here en sê vir ons, moet jou nie kwel nie. Moet jou nie kwel nie. Die tweede ding wat hy vir ons sê is, as hy sê, soek eers die koninkryk, die sleutel is, plaas God eerste. Met ander woorde, hoekom hardloop? Hy sê vir hulle, hoekom hardloop julle is rond? As jy net na my sal soek, sal ek vir jou gee wat jy nodig het. As jy net na my sal soek, soos die mossie en soos die lelie, hou jou oë gefokus op Jesus, moenie dat die dinge jou aandag aftrek, die kommer, die las, die probleme, die geweldige werksdruk wat ons by die werk het, en moet dit jou nie van koers af laat kry nie. Wat Jesus sê is, gee vir my, ek sal, soos ek nou gesê het, ek sal dit vir jou uitwerk. Al wat jy hoef te doen is om gehoorsaam te wees, om sy woord te glo, en hy sal vir die res sorg. Weereens beteken dit nie, ek kan op my lauwere gaan sit, en ok, nou moet die Here vir my sorg nie. Nee, dis nie die konteks van die teksvers hier nie. Die konteks van die teksvers sê, as jy doen wat jy gaan doen, as jy jou deel doen, sal die Here sy deel doen. Jy hoef nie bekommerd te wees oor enige iets of oor enige iemand nie. Is jy dalk bekommerd vandag oor iets of oor iemand? Kom ons gee dit vir die Here. Ek weet dit klink moeilik. Aan die een kant klink dit moeilik en sê Here, of jy sê pastoor, hoe kan ek net maklik sê ag ek vertrou net en ek doen niks omtrent dit nie. Ek weet dit klink dalk moeilik. Aan die ander kant klink dit so eenvoudig. Dit kan nie net so eenvoudig wees nie. Ek meen, hoe kan ek net vertrou en weet jy wat? Weet jy hoekom is dit vir ons moeilik? Dit het al vir ons normaal geword om te stres oor alles. Is ek reg? Dit het al vir ons 'n normaliteit geword, is om te stres en bekommerd te wees oor alles. Nou kom die woord en hy sê, hou kwel. Ewe skielik maar, hoe kan ek net dit los? Dis Jesus se woorde. En as hy dit sê, dan glo ek dit. Is ek reg? Kom, jy mag sê amen, as hy dit sê, dan glo ek dit. Hy sorg vir sy kinders. Die geheim is om dit te kan doen, en om hom te volg, om dit, eers die koninkryk te soek. Wat is die koninkryk? Die verklarende woordeboek sê, die koninkryk is 'n land wat deur die koning geregeer word. So as ons sê soek die koninkryk, wat soek ons? Ons soek God se heerskappy in ons lewens. Dis 'n groot stelling hierdie. Soek eers die koninkryk van God. Met ander woorde, soek God se koningskap, se heerskappy, jaag dit na, soek eers sy wil, sy plan, sy doel vir jou lewe, leef voluit, uitverkoop vir hom, en die res gaan in plek val. So, plaas God eerste, soek eers die koninkryk van God. Die koninkryk van God is 'n kosbare skat. Kyk wat sê Matteus 13 vers 44. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en uit blydskap daaroor gaan hy en verkoop alles wat hy het, en koop daar die saailand. Hierdie skat maak hom opgewonde. Hy sien dis iets van groot waarde. Ek moet dit hê. En hy gaan verkoop alles wat hy het. En hy sê, gaan nog 'n gelykenis vertel. Hy sê, verder is die koninkryk van die hemel in vers 45, soos 'n koopman wat mooi parel soek. En toe hy daar die een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en hy verkoop alles wat hy het, en hy verkoop dit. Waarvan praat Jesus hier so? Hy praat van homself. Hy is daardie skat, daardie kosbare parel. Daardie man gaan en hy verkoop alles wat hy het. Hy gee alles prys, want hy jaag daardie doel na, en is om daardie skat te verkry. Soek jy nog so dringend na die Here, vra ek vanmôre vir jou, in 2026, of wanneer laas het ons so na die Here gesoek? Hierdie gelykenis praat nie van 'n fisiese skat, wat in die grond weggesteek is, 'n parel nie. Nee, hy praat van Jesus, iemand wat hom vind, en alles los wat hulle het, om hom te volg.
Dis waarvan hy praat. Volg ons nog Jesus met alles wat ons het. Alles wat hy het, in hierdie geval, gaan daardie man en hy maak alles ontslae. Alles wat eers vir hom waardevol was, wat eers vir hom kosbaar was, het hy agtergelos. En wat doen hy? Hy gaan kry daardie parel, daardie skat van onskatbare waarde, gaan hy en hy gaan kry dit, hy verkry dit met alles wat hy het. En die reaksie is elke keer dieselfde, vir die man, of die twee gevalle, vers 44 en 45, vir daardie persoon om daardie skat te kon kry, was die reaksie dieselfde. Wat moet hy doen? Hy moet alles gaan verkoop. Nou sê ek nie gaan verkoop jou huis en jou kar en al, nee. Is jy bereid om alles op te offer vir die Here? As hy nie jou nommer 1 is nie. Jy sien, hier is 'n konfronterende waarheid. Die kerk het 'n goedkoop evangelie begin preek. Afgewaterde, sonder enige ware bekering. Geen prys om meer te betaal nie. Ag, steek dit jou handjie op, wil jy die Here aanvaar? Okay, gaan maar aan met jou lewe. Nee, daar moet 'n omkeer in ons lewe wees. Die evangelie van Jesus Christus is bekeer jou, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Jy sien, daar's 'n prys om te betaal. Ek spot baie keer en sê ek maak nie doopbad warm nie. Hoekom nie? Dis 'n prys om die Here te dien, man. Ek gaan dit vir jou so gemaklik maak as moontlik nie. Sien, dis verkeerd nie. Nou spot ek aan die ander kant en sê hulle moet so bang wees om terug te val, want hulle moet bang wees om weer gedoop te word. Daai water moet ijskoud wees. Nee, is net 'n grap. Wat beteken dit wanneer ek sê ek kan nie 'n afgewaterde Christendom hê nie. Ek kan nie net kerk toe kom en die merkies maak nie. Jy weet wat sê ek, kom sing 'n liedjie, gooi 'n tikkie. Daai ding werk nie meer nie. Jy moet 'n verhouding met die Here hê. Jy moet uitverkoop aan die Here wees. Kerk, daar's nie die evangelie is gratis, maar is nie goedkoop nie. Dis gratis, maar is nie goedkoop nie. Dit het hom sy lewe gekos. Wat beteken dit vir jou en my? Dit beteken dat Jesus met die begin en die einde van my lewe wees. Alles vir hom gee. Is hy betrokke, vra ek vanmôre vir jou, in jou alledaagse besluite? Ken jy hom in alles? Onthou, ons wil die nuwe jaar ingaan. Die titel is God Eerste van vandag se boodskap. Is Jesus die grootste skat van jou lewe? Is hy? Of is jou werk, jou besittings, jou bankbalans, jou titel, jou graad, jou man, jou vrou, jou kinders? Kom ons wees eerlik met mekaar. As ek bietjie gaan soek in my lewe, dan kom ek agter, daar's ander goeders wat belangriker is. Is ek reg? Kom ons jaag daardie skat, daardie kosbare skat. Wat moet ek doen om dit te verkry? Ek moet alles neerlê. Alles neerlê. Jesus is nie bereid om jou te deel met. Jy wat in 'n verhouding is, jy wat getroud is. Wil jy jou man of jou vrou of jou kerel of jou vriendin deel met iemand anders? Hoekom sal die Here tevrede wees met dit? Ek kan nie meer 'n afgewaterde godsdiens hê in hierdie jaar nie. As jy die jaar wil begin, reg begin, moet hy nommer 1 wees. Hy moet nommer 1 wees. Paulus skryf vir ons in Filippense 3:10, hy sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Jesus is nie 'n byvoeging nie tot jou lewe nie. Hy is nie 'n byvoeging, okay, ons is nou hier, kom ons vra die Here om dit te bless nie. Nee, ons vra eers die Here en dan doen ons. Hy is nie 'n byvoeging nie, hy is alles of hy's niks. God eerste beteken ek is bereid om alles op te gee om hom te ken, soos dat Paulus vir ons skryf. Hy sê sodat ek die krag van sy opstanding kan ken. Kerk, hoe kan ons minder as dit gee? Hoe kan ons minder as net ons alles gee? Kom ons plaas God eerste vir eerste keer in ons lewe. Kom ons jaag daardie skat na in hierdie jaar. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding kan ken. Om dit te kan ken, moet ek alles neerlê. Ek moet sterf in myself. Matteus 6:21 sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Kom ek kyk, as ek kom en ek het 'n device, ek het 'n katoeter en ek kan in jou hart inkyk.
vanmôre, kan ek vir jou sê, waar is jou skat? En andersom, wys my jou skat, dan wys ek vir jou, waar is jou hart? Is ek reg? Is niks meer verkeerd om 'n hobby te hê nie, om 'n stokperdjie te hê. Daar's niks meer verkeerd om lief te wees. Ek vat 'n simpel voorbeeld. As jy vis vang, ek pak jy op jou nie. Daar's niks meer verkeerd om lekker vis te vang nie. Maar as jy meer visstokke as Bybels het jy 'n probleem. Amen. As jy meer tyd langs die viswater spandeer, as wat jy met gesprek met die Here spandeer, is jy probleem. Jy kan langs die viswater staan en 'n gesprek met die Here hê. Hulle vra, wat is die ergste, om by die viswater sit en dink in die kerk, of by die kerk te sit en dink in die viswater? Ek weet nie. Nee, kom kerk, al wat ek probeer sê is, wanneer jou stokperdjies, jou belange, jou mense, jou alles, belangriker word as die Here, dan wil ek vandag vir jou sê, ek kan jou wys waar jou skat is. Want waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons as mens doen dit andersom. Ons soek eers al die dinge voordat ons hom soek. Ons wil hom eers dien. Ons wil hom eers dien as ek al die ander dinge gekry het. Is ek reg? Here, ek sal Januarie maand, Here, sal ek my lewe uitsort, laat ek net gou hierdie goed klaar maak. Here, Januarie is ek uitverkoop. Januarie het gekom. Is ek reg? Dis soos 'n diet. Ek gaan volgende week. Ek wil net eers hierdie week nog bietjie eet. Gaan volgende week. Soek jy rigting vir 2026. Soek jy raad vir 2026. Soek jy vrede vir die volgende jaar. Dan lê die antwoord by hom. Die antwoord op jou probleem is reeds daar. Die antwoord op jou probleem, die oplossing op jou probleem is reeds daar. Ons sien dit net nie. Want ons is nie gefokus op koninkryksbeginsels nie. Ons is gefokus op die wêreldse beginsels, op die hier en die nou, die dinge wat ek nou kan sien, die dinge wat ek nou kan vat. Ek is gefokus op die tasbare goed. Is ek reg? Ons is nie gefokus op die hemelse dinge nie, op die koninkryk dinge nie. Hoekom nie? Want ons is nie uitverkoop aan die Here nie. Hy is nie my eerste nie, hy is nie my belangrikste nie. Hy is nie meer die kosbare skat in my lewe nie. Ek is nie meer bereid om vir hom alles te doen nie. Kom, ek vang myself baie in hierdie trek. Praat ek so vanuit die pastorie net agter die kansel uit, waar ek myself baie keer vind, waar dit vir my moeite word om vir die Here se werk iets te doen. As dit vir ons moeite word, dan moet ek stil word en sê, Here, waar is ek nou? Dit kan nie vir my moeite wees om vir God se saak iets te doen nie. Die vierde punt, tweede laaste punt. Jy sien, daar's 'n gevaar van 'n godloos of 'n goddelose sukses, 'n godlose lewe. Kom ons kyk gou na hierdie verhaal in Lukas 12. Jesus is weer in die woord en hy vertel 'n gelykenis, Lukas 12 vers 16. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Wat beteken dit? Die land was vrugbaar. Die vrugte en die groente en alles was daar. Vers 17, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Wat sê hierdie man? Ek het soveel, ek weet nie meer waar om te bære nie. Ek het soveel, ek weet nie waar om te sit nie. Ek het niks en niemand nodig nie. Ek het alles wat ek kort, my bankrekening lyk goed, my pensioen sal my dra, my belegging so stabiel, en so gaan aan. En wat doen hy in vers 18? Gaan lees verder, hy sê, toe sê hy, ek het 'n plan, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter mure bou. So ek gaan nog meer bymekaar maak. En ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En weer sê die man vir homself, ek sal nog groter word. Ek sal nog sterker word. Hoor mooi, hy praat met homself. Hy beplan vir homself. Hy leef vir homself. Want in vers 19 gaan hy verder en hy sê, ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar nêrens in hierdie paar verse lees ons enigsins dat hy God se naam noem nie. Dat hy God erken nie. Hy praat van homself, namens homself, oor homself, hy beplan vir homself. Nêrens lees ons in hierdie gedeelte dat hierdie man kom en sê,
Wat wil die Here hê moet ek doen nie? Dit gaan oor die me, myself en I. Kom ek maak dit vir myself bymekaar. Maar hoor wat sê vers 20. As jy oujaarsaand in die diens, hoor wat sê vers 20. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. Met ander woorde, vandag sterf jy. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit dan wees? Alles wat jy bymekaar gemaak het, kind van die Here, kan jou nie red nie. Hierdie man is so verwaand, hy praat, hy sê, ek sal vir my siel sê. Hier kom God en hy sê vir hom, Jesus in die woord, hy sê, jou siel behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan hom. En omdat jy my nie geken het nie, omdat jy vir jouself skatte bymekaar gemaak het, en net alles gaan oor jouself, sal jy die toorn van God beleef. En die woord sê vir ons, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewendige God. Weet jy kan finansiëel skatryk wees, maar geestelik bankrot. Hier kom en hy sê vir hom, jy is niks sonder my nie, al het jy hierdie aardse rykdom waarmee ek jou geseën het, jy het van my vergeet. Ek besit jou siel. Daarom sê Jesus, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afwys. En dan, dit wat jy gereed gemaak het, wie sin sal dit wees? Met ander woorde, jy kan dit nie saamvat nie, jy kan dit nie, dit gaan vir jou geen waarde en betekenis in die hemel hê nie. Mens, as ons hierdie jaar net na goed jaag, net na rykdom jaag, na voorspoed jaag, en jy sterf ergens in hierdie jaar, wat gaan dit vir jou beteken? Wat gaan dit jou baat? Hy sê, wie sin sal dit dan wees? Ja, jou kinders, whatever. Maar dit vir enige geestelike waarde? Nee. Nou gaan hy in vers 21 van Lukas 12 sê, so gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Hoe beskryf Jesus dit? Hy noem nie dat hierdie man ryk is nie. Hy noem nie dat hy ryk is nie. Hy noem dit net dat hy skatte vir homself bymekaar gemaak het. Hy sê, en nie ryk is in God nie. Met ander woorde, God beskryf hom nie, Jesus beskryf hom nie as 'n ryk man nie. Alhoewel hy al hierdie skatte bymekaar gemaak het, so baie dat sy skure te klein was, hy moes groter maak. En in die oë van Jesus sê hy vir hom, jy het net vir jou skatte bymekaar gemaak, maar jy is nie ryk in God nie. Wanneer jy God eerste stel, sy koninkryk eerste soek, en hy gee hy vir jou wat jy nodig het, dan is jy ryk in God. Hoorie wat ek sê vanmôre? Jy kan vir jou skatte bymekaar maak, soos veel as wat jy wil, maar in die oë van die Here is jy nog steeds maar net iemand met baie skatte. Is sy saak vir jou 'n prioriteit? Kom ons wees eerlik, beplan jy jou lewe rondom God of rondom jou kalender? Is hy nog vir jou prioriteit? Jaag jy net na goed? Is nie verkeerd om hard te werk, mense. Is nie verkeerd om vordering te maak in jou werk. Dit is nie verkeerd om 'n mooi en 'n nuwe huis te hê nie. Dit is nie verkeerd om vir jou nuwe motorkar. Dit is nie verkeerd om al hierdie goed te hê nie. Maar dis net aardse skatte. Dis aardse besittings. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil ryk wees in hierdie jaar, wil ek ryk in die Here wees. Ek gaan nie oor finansiëel nie, ja, dis een saak, ek wil ryk in die Here wees, ek wil ryk in hom wees. Kom ons wees eerlik, ons leef andersom. Jakobus 4 vers 4 sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Wat praat hy sê egbrekers en egbreeksters? Mense wat ontrou is aan hom. Dis waarna hy verwys. Ontroue mense, ontrou aan God. Hy sê as ek ontrou is aan die Here, met ander woorde as ek 'n egbreekster is, dan verneek ek mos my eggenoot. Is ek reg? Daar's iemand anderste wat meer aandag en tyd kry. Iemand anders wat my hart het. Dis waaroor dit gaan. Iemand anders wat my hart het. En nou noem die Bybel sulke mense egbrekers en egbreeksters. Hy sê as ek dit doen, is ek vyand van God. Mense wat verlief is op die aardse dinge en nie meer verlief is op hom nie.
Jesus wil hê ons moet hom eers stel. Hy is die parel van groot waarde. Jaag ons dit na. Vanmôre sit jy dalk hier en sê, ek het al baie dinge bereik in my lewe, maar my lewe voel leeg. Voel leeg. Jou lewe bestaan nie uit oorvloed, of bestaan net uit die oorvloed wat jy by mekaar gemaak het. Maar geestelik is jy arm. Kom kerk, kom ons kom weer op 'n punt. Hy sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge, hy kan jou gelukkig maak. Hy kan vir jou voorsien. Moenie meer soek na dinge as wat jy na hom soek nie. Moenie meer na ander goeder soek as wat jy na hom soek nie. Paulus skryf mooi in Filippense, hy sê, ek was ook eens belangrik, jy kan dit gaan lees. Paulus skryf vir ons 'n baie mooi brief van homself. Hy sê, ek het al hierdie goed gehad, gelees het daar in Filippense 1. Hy sê, ek het alles gehad, ek was ook baie bekend. Ek het ook uitgestaan bo die ander. Dan kom in vers 8 van Filippense 3 en hy sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Weereens, soos die manne wat die skat gekry het en die parel gekry het, moes hy alles prys gegee het om Christus as wins te kry. Kind van die Here, ek en jy kan nie guns by die Here kry. Ons kan nie in right standing with God wees as daar vir my dinge is wat belangriker is as hy nie. As ons dit maar net wil besef. Die laaste punt, jy kan net een eerste in jou lewe hê. Een eerste. Jy kan nie twee meesters dien nie, dis wat die woord ons sê, is ek reg? Jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie twee dinge eerste stel nie. Daar kan net een ding in jou lewe 'n eerste plek hê. Net een ding. Die res is alles tweede en derde plek. As Jesus nie eerste plek in jou lewe is nie, dan is hy tweede. Dis harde woorde, is ek reg? Dan is hy tweede. Dan soek ek nie eers die koninkryk van God nie, dan soek ek my eie koninkryk. So in 2026, om hom eerste te stel, weer eens, ek wil jy moet hoor in konteks, wanneer my vrou, my kinders my belangriker is as my verhouding met die Here, is hulle eerste. Dan is hy tweede. Wanneer my werk my belangriker geword het as die dinge van die Here en die werk van die Here en die werk van die Here ly skade omdat ek ander dinge eerste stel, dan is Jesus tweede. Wat is die volgorde van God? Kom ons kry net gou hierdie reg. Net so iets wat my byval. Is die kerk jou eerste prioriteit? Nee. Wat is jou eerste prioriteit in die lewe? Jou verhouding met die Here. Dan jou vrou en jou kinders. Dan kom jou werk en dan kom die kerk en so kan ek aangaan. Jou verhouding met die Here maak dat ek kan sien dat hy wil hê ek moet doen wat ek moet doen. Met ander woorde, ek is bruikbaar, ek is gewillig, ek is diensbaar. En dit het invloed op die res. Maar wanneer ek my werk eerste sit, of my familie, my gesin eerste sit, of my besittings, of wat ek al eerste sit, beteken dit, my prioriteite is verkeerd, want God is eerste. Soek eers die koninkryk van God. Die wêreld en Jesus kan nie saam eerste plek kry nie. Jou besigheid en Jesus kan nie saam eerste plek kry nie. Manne, ek wil dit hard sê, en ek weet dit klink nou dalk, vat dit in konteks, jou vrou en Jesus kan nie saam eerste plek kry nie. Daardie klein bloetjie van jou, wat net by en almal, hy kan nie eerste plek saam met Jesus kry nie. Jesus is eerste. Waarna smag jy in 2026? Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge wat bygevoeg word. Kwel jou dus nie oor die dag van môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. 3 keer kom Jesus en hy sê, moet jou nie bekommer nie. Soek eers net die koninkryk van God. Hier lê nog hele 361 dae vir ons voor. Hoe wil jy jou jaar bestuur? Hoe wil jy jou jaar ingaan? Hoe
Hoe dink jy gaan jy rigting kry as jou fokus nie Jesus is nie? Hoe dink ons gaan ons vrede kry in hierdie jaar wanneer my fokus nie Jesus is nie? Ja, jy dalk drama in jou huis, jy dalk drama in jou huwelik, jy dalk drama by die werk. Ek wil vandag vir jou sê, dit begin by Jesus. Hou op om die baas te gaan gasie of jou vrou te geraas of te begin by Jesus. Begin by hom. Kry jou verhouding reg, soek hom eerste. En al hierdie ander dinge gaan vir jou uitgewerk word en bygevoeg word. Soek jy sekuriteit vanmôre. Soek jy standvastigheid, soek jy verhouding met hom. Dit begin, die antwoord lê by hom. Die antwoord lê by hom. Wil ons nie dalk, en ek sluit af, wil jy nie graag 2026 anders begin nie? Wil jy nie dalk sê, Here, my prioriteit is verkeerd, en ek vra sluit jou oë net vir 'n oomblik. Dalk net jou eie lewe so 'n bietjie ondersoek en sê, Here, ek dien U. Ja, almal van julle wat hier sit dien die Here, ek weet dit. Maar soms is ons prioriteite verkeerd. Soms is ons prioriteite nie reg. Net vanmôre kom en sê, Here, ek moet my prioriteite weer reg kry. In die redreis, in die malligheid van die lewe, het ek U in 'n tweede en 'n derde plek gesit, Here. Want as ek maandag by die kantoor instap, is dit so, dan werk ek. Weet jy kan hard werk en jy kan nog steeds die Here eerste plaas. Wil jy nie hierdie jaar alles eenkant sit? Begin vandag deur jou gesin eenkant te sit, jou werk, jou finansies, jou toekoms, jou bekommernis, jou probleme. En sê, Here, vanmôre soek ek U alleen. Ek wil soos daardie manne wees wat 'n skat gevind het. En ek gee alles prys, want ek wil hierdie skat net behou. Het jy daai skat verloor? Sy naam is Jesus. Het jy ergens in die besige lewe daardie skat verloor? Jy weet nie meer waar dit is nie, jou verhouding is nie wat dit moet wees nie. Dan vandag moet jy alles prys gee. Sê, Here, ek gaan weer my prioriteite reg kry. Ek gaan my prioriteite reg kry. Ek erken ek het die tweede gesit, ek het die derde gesit. Here, baie gevalle is heel agter in die ry. Baie gevalle, Here, is nie die eerste sprake nie. Maar vanmôre hoor ek wat sê die woord en hy sê, soek eers koninkryk van God. Soek hom eers. Voordat jy enigiets anders soek, soek hom eers. Voordat jy nie in die medisynekas in jou huis oopmaak en 'n opsetpil soek, sê eers, Here, gee my wysheid. Moet ek 'n pilletjie drink of moet ek bietjie wag? Ek vat 'n voorbeeld. Kom kyk, ons kan die Here plaas in alles wat ons doen. Eerste plaas. Wanneer ek in 'n situasie is, voor ek reageer, Here, hoe hanteer ek dit? Wanneer ek 'n groot besluit moet maak, 'n besigheidsbesluit of 'n finansiële besluit, Here, hoe gaan dit my verhouding met U raak? Hoe gaan dit my saak met U raak? Wanneer ek my lewe reël en die dinge van die Here is nie vir my belangrik nie. En jy is dalk vanmôre hier en sê, jy weet, vir die laaste paar jaar was die dinge van die Here vir my nie belangrik nie. En dan wonder jy, hoekom werk my goed nie lekker uit nie? Here, gaan die eerste plaas. Wanneer jou finansies nie uitwerk nie. En jy kan nie die Here vertrou met 'n tiende van jou inkomste nie. En jy sit dalk vandag hier en jou finansies is 'n gemors. En jy wonder, hoekom kan ek vir jou sê, dalk omdat jy nie die Here vertrou nie. Want wat dit beteken is, en ek van nie jy moet dink ek praat geld, maar wat dit gaan oor tiende, wanneer ek 'n inkomste verdien en ek sê, Here, ek gaan die eerste van my inkomste gaan ek vir U gee. 9 dele hou ek
vir myself, maar ek gaan U bless met die eerste. Reg deur die Bybel is daai beginsel, jy kan gaan lees van die eerstelinge. En die eerste deel bepaal hoe die res van die 9 gebless gaan wees. En so is dit met alles in ons lewens. Soek eers die koninkryk van God. Wees gehoorsaam en die Here sal vir jou voorsien. Hy sal vir jou sorg vir die res. Baie mense, weer eens, ek wil nie geld praat nie, maar dit is so belangrik. Baie mense kom my toe sê, nee pastoor, ek kan nie bekostig om 'n tiende vir my salaris te gee nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, jy kan nie bekostig om nie te gee nie. Maar dit gaan oor soek eers die koninkryk. Wees gehoorsaam. Doen wat die Here van jou verwag. En ek kan vandag vir jou boekdele skryf. Ek kan vir jou getuienis op getuienis op getuienis gee van hoe die Here al in my lewe voorsien het. Net omdat ek hom eerste plaas. En die Here seën die res. Here, ons kom vanmôre. Ons kom plaas onsself op 'n plek waar ons net bietjie ondersoek kan instel. En wanneer U die eerste is in alles in my lewe, is die tweede, derde of selfs nie. Vanmôre wil ons die eerste plaas. Ons soek eers die koninkryk. En alles wat ons doen in hierdie jaar, wil ons eers die koninkryk soek. Mag U verheerlik word in hierdie jaar. Onthou die tema vanmôre is God eerste. Nie tweede nie, nie derde nie. God eerste. Soek eers die koninkryk van God. Ons soek eers U koninkryk, Here. Help ons in hierdie jaar om hierdie boodskap te onthou. Graveer dit, Heilige Gees, in ons harte. Gee dat dit sal indring soos 'n tweesnydende swaard. Here, laat ons nooit sal vergeet in die 361 dae van hierdie jaar wat nog kom. Here, dat ons U die eerste sal plaas. En al hierdie ander dinge sal van ons uitwerk. Ek wil jou uitdaag. Ek wil jou regtig, soos die Engelsman sê, ek wil jou challenge van my. Wil jy nie die volgende 3 maande, net 3 maande, gehoorsaam wees en God eerste sit in alles in jou lewe? Elke besluit wat jy neem, elke ding wat jy moet doen, in die oggend as jy opstaan, God eerste. Daar in die bed lê, sommer eerste met die Here praat, sê, Here, ek verkies om eerste met U te praat. Ek sê met 'n uur in die bed lê, bid nie, nee, jy kan sommer net daar, net met die Here praat, terwyl jy opstaan, terwyl jy stort, terwyl jy tande borsel, terwyl jy klaar maak. Praat met die Here, God eerste. Ek wil jou uitdaag om die Here te toets. Soos Maleagi 3:10 sê, toets my daarin, sê die Here, en kyk of ek die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak. Dit raak nie net finansies nie, dit raak elke facet van jou lewe. Ek wil jou uitdaag, kom 3 maande, want het jy gewoonte gevoel. Ek kan jou beloof uit ervaring uit, die Here is getrou. Beproef my, sê die Here. Stel my eerste, alles wat jy doen. Ek sal al hierdie ander dinge vir jou byvoeg. Dankie, Here. Dankie, Meester. Dankie dat U vanmôre, Heilige Gees, tot ons spreek. Gee ons die wysheid, die insig en die krag om hierdie boodskap ons eie te maak. Here, dit help jy, ek hoor dit en ek gaan nie uit. Ek gaan aan met my lewe. Ek moet iets doen om te red. So dankie daarvoor vanmôre. In Jesus naam, terwyl jy so sit, gaan ek vir ons afsluit met gebed. Gaan vir ons afsluit. En as ons klaar is, kan ons vandag, daar's koffie daar agter. Ons welkom saam te kuier onder die afdak. Welkom saam te kuier en saam met ons 'n bietjie skouer te skuur. En
sal sy aansig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aansig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So gaan in daardie vrede van die Here. Gaan die jaar in en weet dat die Here is met jou, die Here is saam met jou en die Here is vir jou. Spreek dit alles in die kosbare naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie dat jy gekom het vanmôre. Daar is koffie met die haastig wees nie. Kuier nog so 'n bietjie saam. As jy nuuskierig is, 'n bietjie rondloop, jy wil kyk, as jy welkom. As jy iets sien wat reg is, kom sê vir my. As daar iets is wat verkeerd is, moenie vir my kom sê nie. Alright, ek weet daar's baie goed wat nog nie reg is, maar ons kom daar. So kuier bietjie saam. Mag die Here julle seën. Ons het nie vanaand iets aan die gang nie. Ons sien dan as mekaar as Here ons lewe spaar, sien ons mekaar ergens in die week as jy kan kom help, of anders Vrydag aand en Saterdag aand, of ons sien jou dan volgende week en Sondag. Gaan in die vrede van die Here. Mag julle geseënd wees. Dankie. Amen.